Nou help nie. Ek gaan julle tweetjies vragtig een oggend net daar in die tuin laat bly staan. Ons het gechat, ma. Ek weet, daar deur in die hoek van niemand 'n woord kan hoor wat julle sê nie. Ons het nie oor jou gepraat nie, dit is waaroor jy worry. Wat my worry is as julle tweetjies so in die geheim staan en klets. Dit was 'n privaat gesprek tussen pa en seun. Baie privaat. Dit beteken, hulle het oor skurwe goed gepraat, ma. Ek weet vieslike vroumenspraatjies. Nee, ek praat nie daai praatjies hier by die huis met my seun nie. Nee, jy praat dit saam met daai common rubbish wat saam met jou werk. Korrek. Dit is juist iets om op trots te wees. Die battery game is nie vir sissies nie. Tenus van Rooyen is baie depressed, want sy ma wil met haar boyfriend trou. Dit is sy besigheid. Shut up daaroor. Shut up jy. Shut up jy. Hey, shut up julle al twee. Dis hele wors. Molly, weet jy hoe vervelig dit om hierdie breakfasttafel sal wees as almal ewe skielik net shut up? Dalk sal ek dan 'n woord kan inkry. Hel, ma praat gewoonlik die meeste. Hoor jy onbeskof as die klein dik gat met my? Hy's reg, in hierdie huis praat jy die meeste. Ekskuus. Jy praat selfs in jou slaap. Ag, nou oordryf pa. Julle het nie 'n idee hoe jy ma kan jap in haar slaap nie. Partykeer val sy selfs om my in die rede. Soek jy hierdie bakpak oor jou kop. Die waarheid, skattemal. En jy snork die hele buurt wakker. Tenus se ma het gesê, as sy en haar boyfriend trou, mag Tenus nie meer by hulle in die huis bly nie, Hoekom nie? want dit was een van haar boyfriend se voorwaardes. Ag, en wonder die arme seun is ontstel nie. Nie die helfte so ontstel soos Tenus se pa nie, Hoekom is hy ontstel? want hy sal dan Tenus se woonstel hier moet betaal totdat Tenus klaar geswat het. Toe ek die dag ophou skool gaan het, moes ek in my eie ou reis Lucies betaal. Ai, shame pa. Julle tweetjies weet nie hoe gelukkig julle is nie. En toe ek met daai Lucies net 1 maand agterstallig raakte, word ek uitgeskop. Hel, was ouma so streng. As daai Charmenay weer hier in jou rondaal wil oorslaap, sê jy sien hoe streng ek kan wees. Maar ek is nie meer 'n seentjie nie. So wat? Sy slaap nie weer hier oor nie, punt. Dis nou nie iets wat my vreeslik pla nie. Ek weet, but we agree to disagree daaroor. Wat sal pa doen as ek dat Tenus hier in my kamer kom oorslaap? Ek sal die klein rabbi soos 'n vrot vellie uitgooi. Maar pa gee nie om dat Charmenay by dik gaan oorslaap nie. Dis anders, hy's 'n laaitie. Is daar dan ander reëls vir seuns as vir dogters? Ja, dis hoe dit is. Wel, ek dink dis baie onregverdig. Ek gee nie om wat jy dink nie. 'n Laaitie kan te kere gaan, 'n meisiekind nie. Hoekom nie? Want dis Molly sê, Nee, sê jy haar. dis die huis se reëls. Al wat ek wil weet, is hoekom is daar ander reëls vir dik gat as vir my? Want jy is 'n meisiekind. Nou gaan hierdie gesprek in sirkels en is ons weer terug waar ons begin het. En dan moet jy nie eers probeer om met jou hardkoppige pa hieroor te argumenteer nie. Okay. Maar pa sal een of ander tyd moet besef dat ek nie meer 'n skooldogtertjie is nie. Ja, so. Pa, Plapsie is nie meer 2 nie. Sy is ampel 3. Weet jy, Melvin met die werk sê vir my, trou is die heel duurste manier om jou vuil wasgoed gewas te kry. Hoekom bære jy nie liewe daai grappie vir wanneer julle tweetjies daar in die tuin staan en klets? Nee, dis wanneer ek uitpak oor jou. So julle het oor my gepraat. Ja, maar net baie mooi dinge. Genuine. Ja, maar net mooi dinge. Ek gaan al hoe meer verstaan hoekom jou ma liewer net stil bly en jou 'n kopklap gee. Ai, Shane, ek voel so verarm met Tenus. Dis nie lekker om in jou eie huis ontuis te voel nie. Sy ma wil aanbeweeg in 'n nuwe lewe saam met 'n nuwe man begin. Maar dink maar nie sy's 'n bietjie selfsugtig nie. Nee, veral nie na die hel wat sy deur is met daai vorige syplap van 'n man. Maar Tenus is al kind. Wat nou mooi groot is en een of ander tyd die huis moet verlaat. Dalk hoe gouer hoe beter. Is dit hoe ma teenoor my en dik gat ook voel? Wat bedoel jy? Dat ons een of ander tyd uit die huis moet uit? Dalk hoe gouer hoe beter. Jy klaar gestudeer het en begin werk, ja, dan. Mag ek dan nie eers meer hier bly nie? Nee, glo my, jy sal nie meer hier wil bly nie. Probeer maar van my ontslaa raak. Is jy laf? Al is ek jou ma, het ek dan nog my eie lewe. Hoe klink dit vir my dat maar vreeslik daarna uitsien dat ons kinders nie meer in die huis is nie? Dis self wil waai. En dan het ek en jou pa die huis vir onsself en kan ons doen net wat ons wil. Soos wat? Ons weggaan wanneer ons wil, so laat slaap soos wat ons wil, eet wanneer en wat ons wil. Oh, selfs skaal in die huis rondloop as ons lus het.
En ma verkies dit eerder as om ons kinders in die huis sê. Wat se kinders? Jy en Dick gaan sê gereeld dat julle nie meer kinders is nie. Ons is nie meer klein nie, maar ons is nog maar se kinders. Wat groot word en dan die huis verlaat. Ja, wel, nog nie nou al nie. Toe maar, jy weet mos jy kan hier bly so lank as wat jy wil. Wel, groot word is nie maklik nie. En terwyl jy in hierdie huis is, hou jy by die reëls van hierdie huis. Wat nie dieselfde is vir my en Dick gat nie. Vir my is dit dieselfde reëls as net jou pa wat 2 stelle reëls het. SMS van Tenis af. 'n helse argument met my ma en haar boyfriend gehad. Ek is uit my eie huis uitgegooi. Ag, shame. Ma, Nee, sorry, ek kan nie hier kom bly nie. Van ons van daai bloody Echo battery ontslaag geraak het, is dit vir my weer 'n plesier om werk toe te gaan. Dit gaan nie vir Charmenay vandag 'n plesier wees om my flippend praktiese perm eksamen te doen nie. Ek is hierdie maand al ver verby my flippend sales target. Shame. Sy is baie senuweeagtig, want toe sy gisteraand op haar ma se hare probeer oefen het die perm nie gevat nie. Jy weet, baie keer is jy battery charge en die 2 selle raak aan mekaar. Dan vat die charge ook nie. Enige iemand kan elke Woensdag hulle hare by die beauty school laat sny en hulle charge jou niks. Ek gaan dalk Woensdag na ons hoofkantoor se safety kursus toe. My volgende eksamen is Vrydag. Pluimvee met bykosse. Hoofkantoor het laat weet dat ons nie meer batteries mag noem nie, maar eerder automotive starter products. Pa, luister nie na 'n woord wat ek sê nie. Natuurlik luister ek. Wat het ek gesê? Jy het gesê dat daai cherry van jou Chardonnay charge elke Woensdag niks vir 'n pluimvee perm nie. Sien. Dit help nie eers ek probeer met pa praat nie. Pa, luister nie. Man, dis jou ma se aanhoudende gejap wat my brein sommer van self laat afswitch. Wel, Wat? dit is 'n SMS van Tenis af. Sy ma het hom uit die huis uit geskop. Dis presies wat met my gebeur het. Hy het seker ook nie sy bloody Lucies betaal nie. Tenis wil weet of hy vir 'n rukkie hier kan kom bly. Dit sal ons vir jou ma moet vra. Nee, My ou beer verf my toenails. Is dit nie cute nie? ek kan nie eens meer sê dat ek uit 'n gebroke huis kom nie. Want ek het nou nie eens meer 'n huis nie. My pa sê jy is baie welkom hier. Ja, maar dis nie wat jou ma gesê het nie. My ma sal regkom. Bly net uit Blapsie se slaapkamer uit. Ek gaan nie eens naby dit wees nie. Ek bly mos hier saam met jou in die rondtafel. Waar gaan jy slaap? Op die vloer? Ons moet die bed uit die spaarkamer gaan haal en daar sit. Nie eens my eie pa wou hê ek moes daar by hom gaan bly nie. Ja, maar nou dat hy terug is op die bottel, wil jy nie daar bly nie. Seker nie. Maar dit maak nog steeds seer. Weet jy hoe seer 'n sperm solution as dit op jou vel kom? Dit brand soos hel. Haai, het jy dit iewers op jou vel gemors? Nee, op die vrou wat my model was se neus. Dit gaan my 8 punte in my eksamen kos. My ma se boyfriend haat my. Soos ek het verstaan, haat jy hom ook. Hoe anders? Die vark slaap nou omtrent elke aand oor en dit saam met my ma in haar kamer. Ek weet nie of ek dit sou kon handle nie. Ek kan nie. Ek voel asof ek van my kop af wil gaan. Dis kom ek sy shower gel gedokter het. Jy het wat gedoen? Ek het groen russiesous in sy shower gel gegooi. Is dit? Wat doen dit? Brand jou op plekke waar jy nie eers geweet het jy het plekke nie. My ma moes hom hospitaal toe vat. Dan verbaas dit my nie dat jou ma jou uit die huis het gegooi het nie. Kies jy nou haar kant? Nee, maar wat jy gedoen het, het jou en jou ma en haar boyfriend se verkeerde kant laat beland. Ek is so depressed ek huil sommer. Asseblief net nie hier nie. Jy gaan die hele mood bederf. Ekskuus. Kom gaan huil jy nie liewerste op Blapsie se skouer nie. Want dit sal dan vir my en Charmenay 'n bietjie meer privaatheid hier gee. As jy weet wat ek bedoel. Ja, okay. Ek weet wat jy bedoel. Weereens word ek
Gee aan. Maar dis nie wat ek bedoel het nie. Los hom. Hy's op die oomblik in 'n baie bad plek. Sy aura is amper swart. Konsentreer jy liewer net op my. Martinus is my beste vriend. Laat jou sussie met hom cope. Ek wil vir jou wys hoe voel 'n sensuele tantric massage. OK, ek het klaar van penis vergeet. Wat moet ek doen vir daai massage? Raak ontslaaf van jou klere. En dan van my klere. Onflippenmiddelik. Ek gee regtig nie om dat jy huil nie. As dit met my gebeur het, beloof ek jou sou ek nog erger gehuil het. Ek voel soos 'n weggooi weeskind. Nee, moenie so voel nie. Jou ma was net vreeslik die Helen en toe ooreageer sy. En my pa het gesê ek is die rede dat hy weer begin drink het. Ag man, jou pa en sy Russiese terk het nog nooit eintlik opgehou drink nie. Ek is so gelukkig dat jy in 'n normale huis groot word. Jou ouers is sulke goeie mense. Ag toe maar, my ouma maak op vir alles wat my ma reg doen. Ek het nog nooit my ma se kwaad gesien nie. En nog nooit 'n man so oorvloek soos toe my ma se boyfriend uit die stort uitgehardloop het nie. Waar het die shower gel omgebrand? Oral. Al onder sy arms en tussen sy bene en boude. Dis eintlik nogal snaaks. Ek het gedink dit is baie snaaks. Veral toe hy kaal om die huis rondhardloop en die ongelooflikste kragvoere gebruik, voor hy in die koue swembad gespring het. Het jy hom toe hospitaal toe gevat? Met sakkies vol ys, onder sy arms en op sy skoot. Ek het nie geweet die Russiese sous gaan so brand nie. O, dis nou verby. Moenie meer daaroor worry nie. Jy's veilig hierso. Ek hoop so. Want hy het gedreig om my vingers te breek as hy my vang. Want dan is dit miskien 'n baie goeie ding dat jy hier is. Bly net vir 'n rukkie weg van jou huis af, net tot alles weer afgekoel het. En tot haar boyfriend se kateter verwyder is. Moet dit asseblief nie naby my slaapkamer waag nie. Ek het my ma beloof. Ek is baie dankbaar dat jou ouers my toelaat om hier te bly. O, ek weet jy is. Hou my vas. Ek voel vreeslik verwerp. Ag, kom hier laat ek jou troos, jou rubbish. Ja, troos my. Troos my. Ag, okay my varkie. Dit troos so lekker. Jy is laat, Visagie. Ons het na werk 'n vergadering gehad. Met of sonder social lubrication. Daar was geen drank betrokke nie. Arwen het by Dikgat se rondawel ingetrek. Hoopelik nie vir te lank nie. Het die spaarkamer se bed toe gevat. Ja, maar net nou eers. Charmenay het by Dikgat gekuier. Sy's meer by hom as wat sy by haar eie huis is. Ag, ek gun jou laaitjie dit. Hy was so lank sonder 'n ou cherrytjie. Ons moes almal baie meer spesifiek gewees het toe so hard vir hom vir 'n meisie gebid het. Daar's toe by ons vergadering besluit dat ek Woensdag ons tak sal verteenwoordig by hoofkantoor se safety kursus. Hoekom jy? Want Melvin sal nie die gratis drank kan weerstaan nie en ons tak se naam gat maak. En Neville Naidu se vrou het hom belet om ooit weer iewers anders as by sy huis oor te slaap. Wat se oorslaap? Dis 'n 2-dag kursus hier by 'n hotel naby Harties. Het ek dit nie genoem nie? Nee, jou bliksem, dit het jy nie genoem nie. Oh, sorry, maar dan weet jy dit nou. O, so nou het ek nie 'n sê in die saak nie. Want meneer het klaar besluit en 'n aankondiging gemaak sonder om dit met sy vrou te bespreek. Dis die werk se besluit. Dis nie iets wat ek en jy hier by die huis kan bespreek en 'n besluit oor kan neem nie. Maar Neville Naidu se vrou kan. Ja, want Neville het nie wilskrag as by ander vrouens kom nie. Ekskuus, gaan daar ander vrouens by die kursus ook wees? So 1 of 22. Haha, over my dead body gaan jy na daai kursus toe. Ek moet gaan. Dis verpligtend. Ek dink ek moet liewer môre self jou werk se hoofkantoor bel en uitvind. Jy bel nie my werk se hoofkantoor nie. Ek kan nie 'n woord glo wat jy vir my sê. Jy sal my maar net moet glo. Want as jy my werk se hoofkantoor bel, sal die hel los wees in hierdie huis. Is dit? Ja, sê dat ek vir jou wys wie dra die broek in hierdie huis. Dis ek. Ek dra die broek. Check. Hier's my broek. Waar's joune, hè? Waar kom dit nou vandaan? Melvin het gesê as jy my hare tyd gee, moet ek dit vir jou sê. En jy vat advies van 'n man wat al 4 keer geskei is. Melvin is 'n ekspert in huismoedes. Hy weet hoe 'n vrou op haar plek te sit.
Jy glo wragtig daai genius van 'n Melvin. Ek het gesê hy's 'n expert, nie 'n genius nie. 'n Genius is iemand soos Norman Einstein. Ma, hoekom slaap pa in die sitkamer op die bank? Want jou boyfriend het die spaarkamer se bed na Dikgat se rondawel toe gevat. Dit is nie hoekom pa nie langs ma in die bed slaap nie. Die bliksem wil mos Woensdag aand by 'n hotel in Hartjies gaan oorslaap. Maar soos ek dit verstaan, stuur pa se werk om na 'n veiligheidskursus. Man, daai kursusse is net 'n verskoning om te gaan party en te gaan suip. Pa, party en suip nie. Ek haat dit as jou pa nie in sy eie huis slaap waar hy hoort nie. En as pa in sy eie huis slaap, maak ma hom in die sitkamer op die bank slaap en nie langs ma waar hy hoort nie. Wat probeer jy sê? Want dit verbaas my glad nie dat pa by 'n hotel wil gaan oorslaap waar hy ten minste op 'n bed kan slaap nie. Man, wat weet jy? Jy het nie 'n klou oor die getroude lewe nie. Ma's reg. Ek verstaan glad nie. Dis nie vir jou boyfriend was net jou pa bed gehad om op te slaap. Sê eerder, as ma nie so uptight was nie, kon pa in sy eie bed geslaap het. O, so nou is ek uptight. Vertrou ma nie vir pa nie of wat? Ek vertrou jou pa, dis 'n ander klomp terte wat saam met hom by die kursus gaan wees wat ek nie vertrou nie. Maar dan is er 'n ander klomp terte wat die probleem is. Ja, Dan moet maar vir hulle die helling wees, nie vir pa nie. man. Hou op daar staan en slim praatjies maak. Gaan sê eerder vir jou verdomde pa om nou so bed te gaan klim waar die bliksem hoor. Okay, ma. Ek het my gisteraan amper yskoud geskrik. Tenis praat in sy slaap. Is dit so? Ek weet van nog iemand wat dit doen. Dis heeltemal normaal. 60% van alle kinders praat in hulle slaap en 5% van volwassenes. Waar hoor jy dit? By Dr. Proctor. Jy weet, hy's 'n tandarts, nie eintlik 'n dokter nie. Hy werk met sy hande in gereedskap. Hy's eerder 'n soort mechanic. 'n Tandarts is 'n dokter. Dit is 'n feit. 'n Feit soos die feit dat Tenis onder die tafel probeer voetjie speel met Blapsie. Hoe weet dan nie dit? Want is my voet wat jy mee speel. Hy bliksem, hou onmiddellik op. Hey Blaps. Dit is baie onbeskof om dit te doen met jou Cherry se ma. Sê mos ek's jammer oom. En boonop is hierdie anti-mate Cherry hou jou voete tuis. Kan jy onthou wat presies Tenis in sy slaap gesê het? Ja, dit was amper iets soos 'n raaisel. Wat se kleur word 'n smurf as jy hom verwrig? O ja, okay. Jammer ek gevra. Ek like raaisels. Julle hier enig hoor, sê my knock knock. Knock knock. Come in. Come in. Tannie, ek wil net persoonlik dankie sê dat ek hier kan bly. En sorry dat ek met Tannie Frietjie probeer speel het. Dit was eintlik vir Blapsie bedoel. Ek weet, dis reg so Tenis. So lekker om in 'n normale huis te wees waar daar nie 'n klomp bekleierery en gestryery is nie. Nie eintlik 'n idee hoe normaal hierdie huis is nie. Ek het nooit gedink my eie ma sou my sommer so wegjaag nie. Sy het nog nie eens gebel om te hoor of ek okay is nie. Nee, Ek verstaan my pa is mees van die tyd te getrek om te worry. Maar ek is geskok dat my ma nie eens omgee waar ek is nie. jou ma weet waar jy is. Ekskuus Tannie, Sy het my gistermiddag al gebel om te hoor of dit okay is dat jy vir 'n rukkie hier bly. hoe het sy geweet ek sien? Sy het vir Blapsie gebel om te hoor of sy nie weet waar jy is nie. Regtig Tannie? Gee my sommer 'n knop in die keel. Ja, toe moet nie in my kombuis staan en huil nie. As jy nie daai man se shower gel gedokter het nie, was jy nie nou hier nie. Ek haat daai man Tannie. Gun jy nie jou ma 'n bietjie geluk nie. Natuurlik Tannie, maar ek hou nie van daai ou nie. Dit sal baie vinnig moet verander. Hoekom? Want jou ma het hom gekies om saam te wees, sodat sy nie op haar ou dag stoksiel alleen is nie. Jy gaan nie vir ewig saam met jou ma in die huis bly nie. Ek bly klaar nie meer daar nie en nie uit my vrye keuse nie. Jy moet gaan vrede maak met jou ma en haar boyfriend. Op die oomblik wil hy my vingers breek. Neem jy hom kwaadlik. Ja, okay, miskien nie.
Bel jou ma en sê hoe verskriklik jammer jy is oor wat jy aan haar en haar boyfriend gedoen het. Weier. Ou, maar jy's arrogant. Dis hoe ek is. Wel, dit gaan ook moet verander. Want jy kan nie vir baie lank in Dikgatse ronddavel bly nie. Hoekom nie? Want meneertjie het ons nou 'n meisie. Miskien nie die meisie wat ek vir hom in gedagte gehad het nie, maar Charmenay is sy meisie en hy en sy het die privaatheid van sy ronddavel nodig. Jag tannie my ook weg. Nee, Klipkop, ek probeer jou net oortuig om jou ma te bel en op te maak met haar en haar boyfriend. O, okay. Ek sal bel. Maar as daai mislike lang donder my vingers breek, is dit tannie se skuld. Van Rooyen, bel jou ma. Okay, tannie, ek sal bel. Maar nie nou nie, my airtime is op. Bel, banggat. Kom. Jy's vroeg, Visagie, wat wil jy hê? Ek wil net doodseker maak ek slaap vanaand in my eie bed. Ag, asseblief. Dit is baie min dat ek jou op 'n ander plek maak slaap. Ek het vir hy Melvin gesê ek vat nooit weer enige huweliksraad van hom af nie. Melvin hoort eintlik nooit enige advies van enige aard vir iemand te gee. Neville Naidoo se raad is beter. Hy het ook 'n vrou wat te veel jappeteer. Jy sal baie bly wees om te hoor van Rooyen is terug na sy ma se huis. Ag, sê my kry daai lui eintlik vreeslik jammer. Ek ook. Ek ook. Aanmaaglo. Kyk hier. Dis oulik wat dit. 'n Positive pregnancy toets, jou stupid bliksem. Ek gaan daai van Rooi se vingers en sy dinge breek. Dis nie Blapsie se toets nie.